Limpopo se regering bemark graag hulle provinsie as die totale toerismebestemming in Suid-Afrika. Maar toe ons verlede week 'n storie wou gaan doen oor Blouberg Reservaat se jarelange kraansaasvoëlprojek, ontdek ons dat hulle provinsiale reservate in 'n totale staat van verval is. Terwyl 'n paar tweebeen aasvoëls lekker leef, stort infrastruktuur in die reservate in duie. Daar is hopeloos te min personeel en die arme mense het nie eens uniforms nie. En so dikwels is dit die wat nie vir hulle self kan praat nie, die diere en die werkers wat die swaarste kry. Maar nou die mense van die government, hy loop met die kar. Die groot kar? Die groot karre vir die subsidie. Ja. Maar die bokke. Die bokke kry nie kos. Ek kry nie kos, ek kry nie water. En terwyl ons sukkel om antwoorde uit die base te kry, krap ons span aardwolwe nog 'n paar muursope oop. Net buite Polokwane, in die berge tussen Magubas Kloof en Duiwels Kloof, lê Bewaard Kloof Reservaat. Ons kan ingaan. Ja. Baie dank. 'n Meer gepaste naam sal Vlinderdal wees, want hier binne gaan dit lekker. Geen hekgeld nie, en al is dit namiddag, vra hy nie hoe lank ons gaan bly nie. En dit in 'n reservaat wat nie oornagfasiliteite het nie. Al spore wat ek in die rivierbedding kry, is beestesin. En die digte sekelbos spreek van geen veldbestuur. Will you speak English? Okay. 5? 5 in a week. Okay. So you make 1,000 rand in a week. Hey, it's good money. So wat hy sê is hulle kan soveel hout vat as wat hulle wil. Hulle het nie toestemming nodig nie. Dit maak nie saak of dit 'n natuurreservaat is nie, maar hulle kan inkom en hout uitvat. Hulle hoef ook nie enige spesifieke soort hout te vat nie. Dit sou sin maak as daar ooreenkomste is wat sê die gemeenskap kan kom en hulle kan vir hulle self kom sekelbos uithaal, want dit help om die bosverdigting te verminder. Maar hierdie ouens kan enige ding afkap wat hulle wil. Dis nie 'n vorm van veldbestuur nie. Wat hulle doen is hulle kom kap dit af, ook nie vir persoonlike gebruik nie, maar om uit te vat en te verkoop. Hy kry byvoorbeeld so 'n vragmotor, sê hy vir 'n vrag vol hout kry hy R1,500 en hy sê in 'n maand kan hy omtrent so 5 sulke vragte hier uitgery kry. Die donkiekar mense wat ons gekry het daar vroeër in die reservaat, hulle vat per donkiekar en daarvoor kry hulle omtrent so R200 'n vrag. So dis 'n groot geldbesigheid. Hulle is besig om al die bome uit hierdie reservaat uit te ry. Dis 'n eerste vir my in 'n natuurreservaat. In Suid-Afrika nogal. Nou ja, dan hoef ons seker ook nie aan die gewone reëls te steur nie. En ons slaan sommer in die bos kamp op. Sodra die vuurtjie brand, kry ons kans om bietjie die feite in die gesig te staar oor Limpopo se provinsiale reservate. Dit is so dat 'n hele paar van hierdie 47 reservate 'n totale operasionele begroting elk gekry het vir 'n hele finansiële jaar wat maar staan op R10,000 of miskien R15,000. Daarmee moet hulle alles doen vir 'n jaar lank wat jy nodig het om te doen in 'n natuurreservaat. So terwyl van hierdie reservate moet klaarkom met 10 tot 15,000 rand 'n jaar, is daar die senior bestuurder wat met 'n begroting sit vir onthaal en reis en verblyf van sowat 230,000 rand. As ons hierdie geld kon gebruik vir natuurbewaring, beteken dit dat baie van hierdie reservate se begroting vir die jaar kon verdubbel. Van 1994 af, aan die ander woorde nou so 16 jaar lank, het hulle niemand wat met pensioen is of wat doodgegaan het terwyl hy vir die direktoraat gewerk het, vervang nie. Dit beteken dat die helfte van die poste in hierdie direktoraat vandag vakant is. En dit veroorsaak 'n hele paar probleme. In die eerste plek natuurlik is daar nou heeltemal te min mense om die werk te doen. As jy dink 50% van die poste is vakant, beteken dit basies een ou met 2 mense se werk doen om al die werk gedoen te kry. Maar as jy daarby nou sit dat daar baie mense is wat nie noodwendig so hard werk as wat hulle moet nie, of net elkeen een ou se werk doen, dan beteken dit daar's 'n hele klomp mense in hierdie direktoraat wat 4 of 5 mense se werk moet doen en daar's nog steeds 'n klomp werk oor wat niemand doen nie. Maar dis maar net een van die probleme. Nog een van die probleme is die feit dat hierdie mense se gemiddelde ouderdom nou met ander woorde al hoe hoër begin raak het omdat daar nie jong mense onder hulle aangestel is nie. En die gemiddelde ouderdom in hierdie direktoraat vandag is 55 jaar. Dit beteken binne die volgende 10 jaar gaan die gemiddelde ou wat hier werk weg wees met pensioen. Wie gaan oorneem by hom? Niemand is aangestel nie. Met ander woorde, daar was geen oordrag gewees van vaardighede nie, niemand om te leer alles
wat jy weet, wat jy deur jare en jare bymekaar gemaak het en wat oorgedra is van die een geslag werkers na die volgende geslag werkers nie. Die ander probleem daarmee dat die werkers ouer word, is natuurlik dat jy meer gesondheidsprobleme het, wat lei tot laer produktiwiteit onder jou werkers, ander woorde nog 'n klomp werk wat nie gedoen word nie, maar ook die praktiese aard van werk in 'n natuurreservaat. Hierdie mense kan nie meer sommer net elke dag op en af jaag teen windpompe om hulle reg te maak of damme nie. Hulle kan nie vir dae lank patrollies loop nie, ook nie tussen gevaarlike diere en in omgewings wat nie noodwendig ideaal is vir mense nie. So was daar verlede jaar een van die ouer garde wildbewaarders wat met sy eie klere moes patrollie loop, want daar's nie uniforms nie. Hy is deur stroopers aangeval en hulle het hom dae later in die veld gekry, dood aan uitputting en aan sy besering. So 'n mens moes nie in daardie werk meer gewees het nie. Baie van hierdie reservate het geen of beperkte woonplek vir die personeel. Byvoorbeeld waar ons vanaand kamp, weet niemand dat ons hier is nie, want die bestuurder woon 100 km van hier af. Hy moet dan elke dag 200 km heen en weer ry, wat natuurlik beteken dat hy nie elke dag hier gaan wees nie. Wat in ruil beteken dat sy junior personeel sy voorbeeld volg en die hele stelsel in mekaar tuimel. Ons Prowler nagkamera word ook opgestel, in geval 'n luiperd vannag kom kuier. Jy moet afneem. Maar helaas, ek moes dit eintlik geweet het. Na die onderbreking raak dinge nog erger. Vroegoggend en ons volgende stop diep in die berge aanderkant Marken is Masebe. Dis verskriklik mooi hier en vorm deel van die hoogs bemarkte Ivoorroete. Ek kan verstaan dat Masebe so 'n paar jaar terug geoormerk is as een van hulle spogprojekte. Die bestaande kamp is in fases opgegradeer teen 'n koste van miljoene rand, met 'n spogrestaurant, konferensiefasiliteit, swembad en splinternuwe luukse chalets. Maar hier is nie ander toeriste nie, en net een vrou wat nog hier werk, of liewer toesig hou, want alles staan leeg. Mens, is dan lekker om wakker te word in so 'n pragtige grasdak paleisie diep in die bos ergens. Ek meen, wie van julle sou nie graag dieselfde wou doen nie? In goedkoop, my R300 omtrent gekos vir die nag. En ons is reg vir die oorseese toeriste. Kyk, selfs die koffiebeker hier binne sê, ons is lief vir sokker. En al die bekers sê dit, al twee van hulle, want hierdie plek is gebou vir 2 mense. So word hy gebruik vandag. Regtig waar, fantasties. Weet julle wat? Ek sal nie nog 'n nag hier bly nie. En wat dit nog erger maak, is die feit dat hierdie huisie en die hele ry van hulle hier op en af is met tonne sement hier binne gebou teen miljoene rande se koste. Miljoene rande wat jou en my belastinggeld verteenwoordig. Al die belastinggeld wat ek in my hele lewe gaan betaal, gaan nou geen bydrae langer lewer om hierdie land 'n beter plek te maak nie, want dit lê hier diep in die berge in Limpopo provinsie as een groot wit olifant. As jy so loer, sal die eerste ding wees wat jy raak sien dat daar nie weerligafleiers is nie. Daar's wel 3 brandblussers wat swaal wegkruip onder die grasdak, maar al 3 van hulle se dienstyd was al verlede jaar iewers verval. Die druk gaan nie 'n brand blus nie. En basies is die hele plek aan die verval, net soos met die brandblussers is die braai besig om uitmekaar uit te val. Die gras val uit, hier's perdebye, die draad kom los van die dak af. Die deure werk nie, die blindings werk nie. 2 enkelbedjies en 2 kampstoele en 'n besem. Kyk, hier sit die kragbord bo die stoof. Dit beteken as ek my eier kook in die oggend dat die hele kragbord vol stoom gaan opeindig. Maar gelukkig werk die stoof nie. Oral waar jy kyk, is daar net nog foute en nog foute. Byvoorbeeld, onderste bo nommer 8 sê so baie. Water in dit nie. Ek moes nou net oor 'n pragtige slang klim wat ek verras het net hier op die paadjie. Maar verbeel jy nou, jy's nou iemand wat nou kom na die konferensie toe. En jy wil nou hier loop. Dis net die planke is vrot. Ek meen, kyk haar. En dis hoe ver af dit is. Ek kan nie eens onder raak nie. Ek wil nie my been dieper insteek nie want ek weet nie vir ander slange bly hier onder. Maar die planke is vrot. Die paadjie is vrot. In kort,
Ek's jammer om te sê, maar hierdie plek is vrot. Intussen laat weer die owerhede dat iemand ons wel te woord sal staan by Dorendraai Dam en ons vat die pad. Hier agter my begin Entabeni Privaat Natuurreservaat. Hulle het die Groot 5, een van die lekker plekke vir toeriste om heen te kom. En in 2006 het hulle 20 dragtige buffelkoeie van Atherstone Provinsiale Reservaat af hier na Entabeni Privaat Reservaat toe geskuif. Dit was deel van die sogenaamde Mafisa projek. En dit het ten doel gehad om BEE-geleenthede te skep binne in die wildsbedryf. Klink baie mooi, maar interessant genoeg as mens nou gaan kyk wie die mense is wat munt geslaan het uit hierdie skuif, is van die senior regeringsamptenare in Limpopo wat aandeelhouers is hier by Entabeni. Nog 'n ding is dat Entabeni direk langs Doringdraai Dam Provinsiale Reservaat lê. En onlangs het hulle besluit om ook die grense oop te maak tussen hierdie twee. Dit dra natuurlik nou baie by tot die waarde van Entabeni as 'n toeristebestemming. Wat privaat is, onthou nou. Aan die ander woorde, hulle grond is baie groter, hulle het baie meer om vir die toeriste aan te bied. En weer eens dieselfde aandeelhouers wat gaan munt slaan daaruit. Die destydse departement natuurbewaring bestaan vandag uit 2 dele. Die een is net verantwoordelik vir die bewaringskant en is nog steeds 'n vol staatsfunksie, terwyl die toerismekant, of LTP, 'n semi-geprivatiseerde organisasie is. Annemie is die senior bestuurder toerisme. Sy stem saam dat toerisme hier spesifiek afhanklik is van natuurbewaring.